Broers en susters, ons gaan die bekende gedeelte weer vanoggend lees uit die eerste hoofstuk van die boek Handelinge, waar die apostel Lukas, wat die skrywer van hierdie gedeelte is, vir ons die hemelvaart van Jesus beskrywe. Maar ons bid altyd eers voordat ons uit die woord van die Here lees, om te vra dat die Here ook nou sal kom en in ons harte sal werk, sodat ons die woord sal hoor en dat dit ook ons lewens sal verander. So kom ons sit dan nou eers en dan sluit ons die oë en dan bid ons eers saam. So wonderlike hemelse Vader, baie dankie Here vir die wonderlikheid van hierdie dag. Die betekenis van hemelvaart, die oorwinning van Jesus Christus, ons Here, wat ons saam met die kerk en soos die kerk al vir eeue bely en wat die grond van ons geloof is. Here, dat U die werk aan U opgedra, voltooi het, afgehandel het en ook teruggekeer het om aan die regterhand van die Vader te wees. Here, dit het vir ons betekenis, vir ons geloof, dat ons elkeen oorwinnaars in Christus is. Maar dit wil ons ook inspireer. Dit wil ook aan ons 'n boodskap bring van die werk wat ons as kerk, as gemeente, as gelowiges in die wêreld moet doen. Daarom vra ons, o Heilige Gees, dat U sal kom en die waarheid en die volheid van hierdie Bybelgedeelte sal oopbreek. En dat U elkeen van ons wat dit hoor, sal inspireer om te luister en om te gaan en te doen soos wat U van ons vra. Hoor ons gebed. Ons vra dit van U in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Kom ons lees dan uit Handelinge 1. Ons lees vanaf vers 6 tot en met vers 11. Handelinge 1 vanaf vers 6 tot en met vers 11. Toe hulle 'n keer weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet, wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hulle weggaan en hulle nog so stip na die hemel kyk, het daar skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Broers en susters, kom ons lees vanoggend daardie gedeelte uit Lukas se boek genaamd Handelinge, as God se ewige en onfeilbare woord. Liewe broers en susters in die Here, Lukas is die enigste van die Bybelskrywers wat die verhaal van Jesus se hemelvaart dramaties en aanskoulik voorstel. Reg hier aan die begin van sy boek Handelinge, as 'n soort openingstoneel, vertel hy dit. In sy eerste boek wat sy evangelie was, vertel Lukas van Jesus se lewe en sy bediening.
En nou maak hy die oorgang om verder te vertel in die eerste plek wat die opgestane Christus gedoen het en tot vandag toe steeds doen. Die opgestane Christus werk deur die geskiedenis in die wêreld en ook in ons lewens, in ons tyd, deur sy Heilige Gees. En die Heilige Gees werk weer onder meer deur mense, deur die apostels, deur gemeentes, deur die Christelike kerk, deur gelowiges se doen en late. En dikwels, so vertel Lukas, meer deur hulle late as deur hulle doen. Meer deur ons mislukkings en ons swakheid en ons traagheid soms, as noodwendig altyd deur ons insigte en ywer. Maar geliefdes, dis vreemd hoe hierdie verhaal van die apostels se handelinge begin. 'n Mens sou tog met goeie reg verwag dat Jesus se navolgers by sy hemel inderdaad na die hemel sou staan en staar. Vir hierdie buitengewone, almagtige handeling. 'n Mens sou toe verwag dat hemelvaart sekerlik nou die een dag in die jaar is waarop sy disippels deur die eeue heen tyd sou afstaan om so hemelwaarts te staan en wonder. Dis omdat ons so dink dat Lukas ons eintlik verras. Want met opset span hy juis hierdie uitdrukking in, as ware as 'n motief vir sy boek, om heel aan die begin van die boek Handelinge sy lesers te vermaan. Dis presies wat hulle nie moet doen nie. Toe Jesus, volgens Lukas se aanskoulike voorstelling, in die wolke opgeneem word, lees ons, staan daar skielik 2 mans in wit klere by hulle. Wat in die Bybelse voorstelling altyd boodskappers van God is. En hulle betug eintlik die disippels en sê, wat vir 'n gestaardery na die hemel is dit? En hierdie woorde word in 'n sekere sin eintlik 'n opskrif, 'n motto vir die boek Handelinge. Wat staan en staar julle so boontoe? Kyk af, draai om en gaan terug. Gaan na Jerusalem toe. Gaan verder in die omstreke van Judea. Gaan selfs na Samaria toe, waar die Samaritane leef wat julle so verafskiet. En nog verder, ja, tot selfs in Rome, met sy vreeslike onmenslike keisers en tot in die uithoeke van die aarde. Daar is werk om te doen. En die wonderlike in hierdie werk is, julle is nie alleen nie. Die Gees van die opgestane Christus sal oor julle kom. Die Gees sal julle besiel. Hy sal julle inspireer. Hy sal aan julle 'n visie gee oor wat gedoen moet word. Al die geleenthede en die moontlikhede, sodat geen uitdaging vir julle te groot sal wees en geen struikelblok onoorkomelik nie. Gemeente, wat maak u en ek met hemelvaart? 40 dae na Paasondag en 10 dae voor Pinkster vier die kerk nou al vir eeue hemelvaart. En ons het historiese bewyse dat 'n hemelvaartfees elke jaar ook in die vroeë kerk gevier was. Maar tog is dit baie keer asof mense se belangstelling in hierdie aspek van ons Christelike geloof verlore gaan. Daar selfs mense wat beweer dat hierdie historiese gebeure van Jesus wat in wolke en opgeneem word, so onwaarskynlik eintlik is. Wat belangrik is om hier te onthou,
is dat Lukas en veral Handelinge in wese sendingdokumente is. Die klem in ons geleesde gedeelte is duidelik op die misterieuse gebeurtenis, nie van 'n man wat opvaar nie, maar die klem lê baie duidelik op die disippels, selfs in hulle ontnugtering oor hierdie gebeure. Die klem lê nou op mense wat nou die werk moet gaan doen. Jesus is nou weg. Vir hulle is nou iets om te doen. Hulle moet gaan getuig, hulle moet vertel. Jesus het gegaan en nou moet hulle gaan. Hulle sal wel die krag ontvang vir hierdie taak met die uitstorting van die Heilige Gees. Christus sou hulle nie alleen laat nie, maar hulle moes gaan. Hulle is die mense wat moet gaan. En dit is wat ook vir ons as gelowiges vandag geld. Hier waar ons hemelvaart vier, daar is vir ons ook werk om te doen. Hemelvaart is dus onlosmaaklik verbonde aan die opstanding, aan die Heilige Gees en die sendingopdrag. Paasfees en Pinkster vorm eintlik die hoekstene van die hemelvaart. Christus het nie bloot net in die harte van gelowiges opgestaan nie, en die Gees is nie die entoesiasme van 'n klein groepie in die kerk nie. Hemelvaart verbind eintlik die hemel en die aarde met mekaar. Dit laat die heilsgeskiedenis, die wêreldgeskiedenis binnebreek. En hemelvaart konfronteer elke gelowige, ook vir u en my vanoggend, met die vraag: het jy al gegaan? Het jy jou roeping as gelowige al aanvaar? Het jy in jou lewe al 'n gelewende getuie geword vir die opstanding en die hemelvaart van jou Here? Of is jy miskien in jou lewe nog besig om na die hemel te staar? Staan jy nog in wag dat God die werk op aarde moet doen? Baie mense sê hemelvaart is eintlik 'n verleentheid. Die historiese vraag is nie die verleentheid nie. Die verleentheid rondom hemelvaart is ons gebrekkige getuienis en ons gebrekkige diens aan die Here soms. Is die feit dat ons nog nie gegaan het nie. Dat ons nog nie uit Jerusalem na Judea, Samaria, Rome en tot in die uithoeke van die aarde gegaan het nie. Geliefdes, ons kerk, sê baie mense, staan eintlik met sy rug teen die muur. Kerke word al hoe kleiner. Die meeste amptdraers en lidmate besef dat ons iets sal moet doen. Maar niks gebeur eintlik nie. Hoekom nie? Miskien verstaan ons nog nie die eerste boodskap van die evangelie nie. Miskien hoor ons nog nie die vraag van die manne in wit klere nie. Miskien staar ons nog 'n bietjie te veel na die hemel. Kom ons hoor hoe die Here in hierdie tyd ook vir ons gemeente sê, hemelvaart is nie 'n tyd om boontoe te kyk. Dis 'n tyd om rondom jou te kyk, om vorentoe te kyk. Soos mense wat die hemel gesien het en wat weet wat nou te wagte is. En wat nou in sy naam werk het, werk moet doen vir die Here hier op aarde. Dis hoekom die Heidelbergse Katekismes sê die nut van Jesus se hemelvaart is dat hy ons sy Gees gestuur het om ons te help om die dinge te soek wat daar bo is en nie wat op aarde is. Dis juis omdat ons weet wat daar is dat ons soek om dit hier uit te leef. Dis die vraag, leef jy so? Leef jy soos iemand wat die dinge soek wat daar bo is, waar God is? Broers en susters, kom ons hoor hoe die Here ook vir elkeen van ons in ons persoonlike geloofslewens vandag sê, hemelvaart is nie 'n tyd om te staan en staar na die hemel nie. Dis 'n tyd vir handelinge. Dis 'n tyd om te werk in diens van die Here. Mag die Here ons elkeen daartoe help. Amen. Kom ons dank nou saam.
Ons wonderlike hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons weet dat U deur die Heilige Gees altyd by ons is en dat U ons soms sukkelende pogings altyd sal seën en kragtig maak. Dankie Here dat ons saam met die kerk oor die wêreld teen die wonderlike waarheid van Jesus se hemelvaart kan herdenk in hierdie dae. Vir die betekenis daarvan, Here, dat U oorwin het, dat U die koning is, dat U God is. Maar ons hoor ook, hemelvaart sê, gaan ook weer aan. Gaan werk, gaan getuig, gaan leef van harte vir die Here. En laat jou lewe 'n getuienis wees dat Jesus inderdaad aan die regterhand van die Vader is waar hy regeer, omdat mense dit in die lewe van gelowiges kan sien. Here, seën ons gemeente ook in hierdie tyd. Gee vir ons 'n ywer en entoesiasme om elke dag die wonderlike waarheid van die evangelie van Jesus Christus uit te leef. Ons vra dit van U, alleen ook in sy naam. Amen.